Goeiemôre. Dis Maandag, is die begin van 'n nuwe week. Ons was so 2 weke terug vir 'n Saterdagmiddag gou-gou aardklop toe. Ek dink jy was al daar. Maar wat baie interessant is, dat in een van hierdie groot sale met die klomp stalletjies was daar 'n vrou wat potloodsketse gedoen het van mense. Sy het laat jy op 'n stoel sit en dan het sy bitter vinnig, binne 20 minute, het sy met 'n potlood jou geteken. Sjoe, en die prentjies wat daar uitgekom het was ongelooflik. Tot op die fynste plooitjies het hierdie vrou in 20 minute met 'n potlood vasgevang. Maar toe ons inkom, hoor ek iets interessant. 'n Vrou het vir 10 of 12 minute gesit en raak ongeduldig. En sy staan op en sy wil na die prent kyk wat so ver geteken is. En toe sy na die prentjie kyk, het sy nie baie gehou van wat sy sien nie. Jy sien, die vrou was nog besig om die prentjie te skilder. Dit het glad nie gelyk soos die vrou wat geskilder geword het nie. En het sy afgegaan en beklei en gesê, ek sit al 12, 13 minute hier en jy het nog niks reg gekry nie, dit lyk glad nie soos ek nie. En hierdie vrou wat besig was om te skilder, het hierdie woorde gesê, gaan sit, want hierdie prentjie is nog nie klaar nie. En ons het 'n draaitjie geloop en ek het seker gemaak dat ek weer terugkom om na 'n paar minute te kyk. Sjoe, en toe ek agter die vrou gaan staan wat besig is om te skilder, toe kon ek nie glo wat ek sien nie. Die prentjie was identies soos die vrou wat voor haar gesit het, tot op die fynste detail. En toe het die vrou opstaan, moes sy om verskoning gevra het, want binne 6 of 7 minute het hierdie prentjie klaar geraak en volmaak geword en het dit presies gelyk soos die ware beeld. Sjoe, en ek leer iets. Baie keer in ons lewens, dan raak ons ongeduldig omdat ons sit en wag en ons dink die Here kry nie klaar nie. En dan wil ons so nou en dan 'n bietjie gaan kyk waarmee is die Here besig en dan sê ons ook, sjoe, dit lyk die mekaar en dit lyk nie soos ek dit wil hê nie. Maar vanmôre het ek gekom om vir jou te kom sê, die Here is nog nie klaar met jou prentjie nie. Dit lyk dalk die mekaar, maar daar's 'n plan. En wanneer die Here dit klaar gemaak het, sal hy verstom staan oor die perfektheid waarmee die Here dit gedoen het. Filippense 1:6 sê, ek is juis hieroor oortuig, dat hy, dis Jesus, wat die goeie werk in julle begin het, dit ook sal volëindig, tot op die dag van Jesus Christus. Dit wat die Here in jou begin het, daardie plan, want die Bybel sê tog, hy weet wat hy vir jou beplan. Daardie plan en daardie droom, dit sal die Here klaarmaak en hy sal dit volëindig. God stop nie halfpad nie. Hy's 'n meesterbouer. In elke fase van jou lewe, selfs in daardie moeilike woestyngedeeltes van jou lewe, het God 'n plan. 'n Plan om iets moois te voltooi in Jesus naam. En wanneer dit voel asof niks verander nie, wil ek jy moet onthou dat God werk agter die skerms. Selfs in tye wat dit voel of jou lewe stil is en of dit dood is en asof die prentjie nie sin maak nie, het God nog steeds 'n plan. En wanneer jy val, wanneer jy foute maak, moenie dink dat God dan klaar met jou prentjie is of dat God moed opgee dat hy gaan stop om te teken nie. Nee, hy gaan klaarmaak. Jesaja 64:8 sê, Here, U is ons Vader. Ons is die klei en U is ons pottebakker. Ons almal is die werke van die hand. Kom vorm my, wil ek vanmôre bid en Here, kom verbeter my, kom herstel my, sodat ek soos Jesus kan word. Here, al wat ek vanmôre wil vra is, dat U my sal help, om nie haastig te wees met die plan waarmee U in my lewe besig is nie. Here, ek wil vanmôre kom bid en vra, Here, help my om so 'n bietjie rustig te word. Al lyk die dinge vir my die mekaar en asof dit glad nie is soos wat ek daaroor gedink en gedroom het nie. Here, weet ek U is die pottebakker en Here, U het 'n plan. Here, help my om geduldig te wag in Jesus naam. Amen.